dis ons voorreg vandag om in Handelinge 10 te wees. Ons het laas jaar afgesluit waar Cornelius, ek wil net so 'n bietjie agtergrond vir julle gee, voordat ons toegemaak het ons afgesluit waar Cornelius 'n engel aan hom verskyn het en gesê het, gaan na 'n sekere stad Joppa toe, stuur mense soontoe, daar's 'n man met die naam Petrus, en hy gaan julle alles vertel wat julle nodig het om gered te word. En in daai tyd is Petrus besig om te wag in die bo op 'n dak van 'n huis in die middel van die dag, en hy sien 'n visioen van 'n laken wat afkom en daar is onrein diere in, en dit gebeur 3 keer, en die Here sê vir hom, neem en eet. Hy sê, nee, ek kan nie dit doen nie, dis 'n onrein dier, ek het nog nooit 'n onrein dier oor my lippe laat kom nie, en God sê vir hom, moenie iets wat ek rein ag, jy onrein maak nie. En hy verstaan nie hierdie visioen nie, maar in die proses klop hierdie mans by sy deur en sê, luister, jy moet saam met ons kom. En die Heilige Gees het vir hom gesê, daar gaan mense wees, en jy moet na hulle toe gaan, en jy moet nie bekommerd wees nie, doen alles wat hulle van jou vra. En hy kom toe by Cornelius uit, en dit is waar die storie nou vanaf gaan speel. So, ons moet versigtig wees in hierdie proses, wanneer ons hierna kyk, om nie na die wêreld te kyk, of dit wat die Here besig is om te doen, en nie ons lewe in lyn te kry met die woord wat die Here sê nie. So lees saam met my in vers 34 tot 43. Johannes 10 vers 34. Handelinge 10, skus. Handelinge 10 vers 34. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop van Johannes gespreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Net tot daarso, nee, skus, nog aan. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse lande en in Jerusalem, en hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore gekies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van die lewe en die dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Net tot daar vir nou. So ons sien hiersom, Petrus kom by hierdie man aan, en die engel het gesê, gaan kry vir Petrus en hy gaan vir jou sê hoe jy gered kan word. En toe Petrus daar aankom, deel Cornelius met hom alles wat gebeur het tot op daai oomblik. En nou sê hy soos, nou wat nou? Nou wag ons Petrus, jy moet nou ons vertel. En Petrus begin om die evangelie met hom te deel. Maar voordat hy die evangelie deel, sê hy vir hom, ek besef dat God is nie 'n aannemer van mense nie, maar dat hy waarlik die een wat hom vrees en die een wat hom gehoorsaam sal eer. Dis wat hy vir Cornelius sê in hierdie gedeelte. So Petrus besef in hierdie oomblik dat dit wat hy geleer is van kleins af nie noodwendig reg is nie. Want Petrus is geleer dat die redding het gekom vir die Jode en niemand anderste nie. En hier besef hy dat dit nie noodwendig reg is nie. Hy was verkeerd, al was hy opreg. Maar hier besef hy dat die redding gekom het vir almal wat in Jesus glo. Petrus besef dat sy denkwyse moet verander. Nou daar is 2 uitkyke wat ons kan hê
Eintlik 3, maar ek wil net gou kyk na die eerste 2 en dan gaan ons na die derde ene toe gaan. Die eerste uitkyk wat ons het, is 'n nou uitkyk wat die Israeliete het en wat baie mense nou nog ook het om te sê daar's net redding wat plaasvind deur Israel. Daar's geen ander manier nie. Ek weet nie wie van julle het al gehoor van die Israel visie of wat ook al nie. Dis baie prominent in Suid-Afrika. En hulle glo dat daar's net een manier van redding en jy moet gered word deur deel te wees van Israel. So, jy moet jouself besny as jy 'n man is. En dit gebeur nie op die 8ste dag as jy 'n baba is nie. Ek waarborg jou dit. Dis 'n bietjie ouer as jy daai keuse wil maak. Maar hierso sien ons dat dit nie die manier van redding is nie. En dan is daar 'n breë uitkyk. En ek dink baie Christene val onder daai uitkyk dat jy gered gebore is. En dit is ook nie die waarheid nie. Weet julle dat God nie kleinkinders het nie? Jy kan nie in God ingebore word nie. Jy maak 'n keuse om jou lewe te gee oor aan hom en dan word jy deel van sy familie. Maar dit is 'n keuse wat elkeen moet maak. Jy is nie 'n Christen van kindsbeen af nie. Jy moet daai keuse eers maak om te sê ek wil die Here volg en hom gehoorsaam. Nou daar is 'n derde uitkyk en dit is die uitkyk wat ek aanhou, dat redding slegs plaasvind deur geloof in Jesus Christus, die Seun van God. Dit is die enigste manier hoe ons gered kan word en reggestel kan word teenoor God, die Vader. Nou wat het Kornelius besef? Want ons sien dat Kornelius besig was met goeders voordat die engel aan hom verskyn het. Hy het begin almoses bring, hy het begin tyd spandeer, hy het ietsie besef. Hy het besef dat hy nie noodwendig reg is met God nie. En hy moet iets doen om reg te maak met God. Hy het besef dat sy lewe wat hy nou lei, hom op 'n plek gaan bring wat nie goed is nie. En hy kies om weg te draai, maar hy begin goeders doen. Hy begin almoses bring. Hy begin goed doen vir die armes. Hy probeer eintlik God se goedkeuring koop. Maar die engel kom en hy sê vir hom, ek gaan vir jou iemand stuur wat jou die manier van redding gaan duidelik maak. Nou ek wil net hê ons moet 'n gedeelte lees in Jakobus 4 vers 8. Julle kan soontoe blaai, Jakobus 4 vers 8. Dis net na Hebreërs. Jakobus 4 vers 8. Okay. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Hoe nader ons God? Hoe kom ons na die Here? Soos wat Kornelius besef het, iets is nie reg nie, het hy begin om dinge te probeer regmaak. Maar dit is nie die manier hoe dit gedoen moet word nie. Alhoewel hy besef het, hy's verkeerd, het daar hartsverandering in hom plaas begin vind. Want wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. So wanneer jy na God kom, hoe kom jy na hom? Kom jy na hom met nederigheid en berou? Of kom ons na die Here toe met regverdiging en hoogmoed? Hoe lyk ons hartstoestand wanneer ons na die Here kom, wanneer ons iets dalk verkeerd gedoen het? In vers 36 staan daar ietsie interessants. Lees saam met my. Dit staan daar so, dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Hy noem dit die evangelie van vrede. Voordat jy tot redding kom, is jy in vyandskap teenoor God. God haat sonde. God het gesterf, Jesus Christus het gesterf aan die kruis, sodat almal wie in hom glo ewige lewe kan hê. Maar vir dit moet ons in hom glo. Jesus het gekom om die evangelie van vrede te bring. As ek en jy nie wedergebore is nie, dan is ons in vyandskap teenoor God.
Ons kan baie goeders probeer doen om reg te lewe. Jy kan dalk 'n baie goeie morele lewe lei. Jy kan dalk goed na jou gesin kyk. Jy kan dalk alles doen wat jy dink reg is, maar sonder dat jy wedergebore is jy in vyandskap teenoor God. Nou dit is waar Kornelius homself bevind het. Hy was besig om alles te doen om die goedkeuring van God te probeer kry. Maar daar is net een manier wat hy dit kon doen. Vir 'n persoon om te besef dat hy God nodig het, moet hy eers 'n vrees hê van hoe 'n lewe lyk sonder God. Dit is wat Kornelius hier besef het. En dit is wat elke persoon in die wêreld moet besef. Hoe lyk 'n lewe sonder God? Hy het geweet dat dit wat hy doen nie reg is nie. Maar hoe het hy dit geweet? Hoe weet die mens dat dit wat hy doen noodwendig nie reg is nie? Voorredding. Ek praat nie van naredding nie. Ek praat van voorredding. Hoe weet 'n mens dit? En Romeine 1 vers 18 is so 'n mooi verduideliking van dit. Lees saam met my in Romeine 1 vers 18. Hy is net so na Handelinge. Jy hoef nie ver te gaan nie. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vers 19. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Ek wil hê jy moet na hierdie tafel kyk vanoggend. Dink jy al die atoompies en elemente het net ewe skielik bymekaar gekom op die perfekte tyd, op die perfekte manier en hier is 'n tafeltjie? Nee, iemand het hierdie tafel aan mekaar gesit. Die stoel wat jy op sit. Dit was nie net iemand wat 'n cracker onder 'n stuk plastiek sak gedruk het en ewe skielik poef, daar's 'n stoel nie. Wat doen 'n ontploffing? 'n Ontploffing verwoes. Ek wil vir jou vra, as jy ooit 'n ontploffing reg kry om iets te organiseer en reg te kry, roep my asseblief, ek wil dit graag sien. Wat 'n ontploffing doen is dit verwoes. Maar wat sê samelewing of die sekulêre wêreld? Dat 'n Big Bang het alles in existence gebring. Alles wat ons hier om ons sien, laat gebeur. As jy kyk na hierdie gebou, dink jy, wow, dit was darem amazing. Die perfekte druk en hitte en al hierdie bakstene het reg gewerk en die sement kom van iewers af en hierso hy. Nee, jy weet, dis iemand wat dit gemaak het. Maar as ons na die wêreld kyk, die bome, die natuur, na jou liggaam, nee, dit was maar 'n ontploffing. En baie goo, hulle sê mos from goo to you. 'n Klip het iewers 'n bietjie geoes en ewe skielik is daar single cell organisms en so groei hulle en hier sit ons. Aap tot jou. En dan wonder ons hoekom reageer ons kinders soos bobbejane of ape in die skool? Want die wêreld leer hulle dat ons is afstammeling van ape. Maar God sê hierso dat die skepping getuig van daar is 'n God. Maar die wêreld wil nie 'n morele 'n God hê wat dit moes gemaak het nie, want dan is daar 'n morele standaard wat hulle aan moet voldoen. Maar as jy eerlik met jouself gaan wees, daar's meer en meer studies wat begin uitkom wat hulle net sê daar's geen moontlikheid vir evolusie nie. En dis nie Christene wat uitkom met daai studies nie. Dit is mense wat in die sekulêre wêreld is, mense wat nie glo nie, wat net meer en meer begin bewys dat daar is nie evolusie is nie moontlik nie. Dit is glad nie, daar's geen hoop vir dit nie.
So die skepping getuig van wie God is. Niemand gaan eendag voor die Here kan staan en sê, ek het nie geweet nie. Die skepping getuig van wie God is. Cornelius het nie geweet wie God is nie, maar hy het geweet daar's 'n God. Hy het besef, hierso is iets groters as ek. Ek is nie die Alfa en die Omega nie. Dit gaan nie net oor my nie, maar hy het nie 'n manier gehad om tot redding te kom nie. Hy het besef, hy het God nodig. Hy het besef, hy moet regmaak. En in daai oomblik steek die Here sy hand uit en hy sê, Cornelius, laat ek vir jou wys hoe jy gered kan word. As jy wil wys wees in jou eie oë of hoogmoedig wil wees, gaan God homself nie op jou afdwing nie. Hy gaan homself nie op enige iemand wat jy die evangelie mee deel en hulle wil dit nie hoor nie. Hy gaan homself nie op hom afdwing nie. Ek en jy moet versigtig wees om onsself op mense af te probeer dwing. Ek en jy moet versigtig wees om in hulle keelgat af te wil klim en sê dit is verkeerd, dit is verkeerd, dit is verkeerd. Moet ons die waarheid deel? Ja. Maar ons moet die Heilige Gees vra om ons te lei in hoe ons daai waarheid deel. Wat God doen is, hy steek sy hand uit en hy sê, kom saam met my. Ek wil vir jou 'n beter lewe wys. Ek wil vir jou wys, hoe lyk dit om my kind te wees. Ek vertrou dat die Here werk in elkeen van julle se lewens. Getuig ons lewens van hoe dit lyk om deel te wees van God se koninkryk, om hom te hê as ons Vader. En dat ander mense kyk en sê, wat gaan aan in jou lewe? Dan sê hy, laat ek jou wys. Ek het 'n goeie Vader. Hy gee om vir my. Laat ek jou voorstel aan hom. En daar's een manier van redding en dit is deur Jesus Christus. Ons word nie vrygespreek van ons verantwoordelikheid om die evangelie te deel net omdat God die wêreld gebruik, die aarde, die skepping gebruik om te getuig van hom nie. Net soos wat Cornelius besef het, hy moet God dien, is Petrus nog steeds gestuur om die evangelie met hom te deel. God gebruik mense om die evangelie met ander te deel. Hy wil elkeen van ons hier gebruik om die evangelie met ander te deel. Tot dusver was die evangelie net verkondig aan die Jode en Joodgenote, geen ander mens nie. Maar in hierdie oomblik word die evangelie blootgestel aan almal anderste. Ek wil vir ons net iets lees in vers 43 wat hy sê, aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. Is dit nie goeie nuus nie? Elkeen van ons het gesondig. Elkeen van ons maak foute. Maar deur geloof in sy naam het ek en jy vergifnis vir ons sondes. Jesus het gekom vir wie ook al in sy naam glo dat hulle vergifnis kan hê tot hulle sonde. Kan ons dit deel met ander mense? Want dit is my vraag wat ek nou vir jou het. Hoe maklik of moeilik is dit vir jou om jou geloof te deel met iemand anderste? Ek kan nie daai vir jou bepaal nie. Jy moet daai bepaal. Is dit vir jou moeilik om jou geloofsoortuiging te deel met iemand anderste? Of is dit vir jou maklik? En as dit vir jou moeilik is, moet ons nie ons kop in skaamte sak en sê, ja, ek kan nie. Ons moet ook nie die verantwoordelikheid skuif op die evangelis of die pastoor, dis sy werk nie. Nee, die Here roep elkeen van ons om die evangelie te deel met iemand anderste. In die week praat ek met iemand en hy deel met my dat hy 5 jaar oud kom 'n seentjie na hom toe op die speelterrein en hy kom na my en sê, weet jy wie is Jesus? Hy sê ja, hy weet. Hy sê, het jy jou geloof in Jesus gesit? Hy sê nee, hy het tog nie, maar hy glo in Jesus. En in daai oomblik lei daai seentjie hom na die Here om te sê, gee jou hart vir die Here. En dit is iets wat sy lewe verander het. Ons moet nie 'n 5-jarige of 'n 4-jarige of 'n 10-jarige of wat ook al minag nie. Ons moet ons kinders eintlik motiveer.
As jy nie in Engels die evangelie goed kan articulate nie, is dit oukei. Gaan na iemand, gaan na 'n leefgroepleier toe en vra hulle, hoe deel ek effektief die evangelie? As jy sukkel om die evangelie te deel met iemand, maar jy het 'n begeerte om die wil van die Here net te doen, kom praat en sê, hoe gaan ek die evangelie effektief deel met iemand? Ons het baie goeie tools tot ons beskikking om ons te help om die evangelie met iemand te deel wat die Here nie ken nie. Vir jou om die evangelie effektief te kan deel, moet jy werklik weet wat jy glo. Hoekom glo jy wat jy glo? En dit is waar introspeksie inkom. Dit is waar ons na ons binne moet kyk en sê, hoekom glo ek in die Here? Is dit omdat dit my ouers so gesê het? Het ek so groot geword? Wat is die rede hoekom ek glo wat ek glo? Kom ons lees verder in vers 44 tot 48. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor toe hulle in tale spreek en God groot maak, toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos die Heilige Gees wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here, toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Soos wat Petrus nog praat, ewe skielik val die Heilige Gees op hulle. En hulle begin in ander tale praat en hulle loof en prys die Here. Die Jode was verbaas, soos wat gaan nou hier aan? Net die besnydenis kon hierdie voorheen gekry het, maar nou val dit op 'n heiden gesin. Dit maak nie sin nie. Ek glo nie dat Petrus hulle sou gedoop het as dit nie was vir die Heilige Gees wat oor hulle gekom het en hulle in tale laat praat het nie. Ek glo dat Petrus 'n ander manier sou probeer kry om te sê, okay, julle moet dalk Joodgenote word of wat ook al vir julle om eers deel te kan wees van hierdie. Maar die uitstorting van die Heilige Gees was 'n teken dat God hierdie mense aanvaar het. En wat sê Petrus? Wie kan hierdie mense weerhou om gedoop te word? Hulle het dan al klaar die krag van die Heilige Gees ontvang. Nou daar is 'n proses van wedergeboorte, soos wat daar 'n proses van geboorte is. Wanneer daar konsepsie plaasvind, is daar onmiddellik lewe. Onmiddellik is daar lewe wanneer 'n spermsel en 'n eiervrug, is dit 'n eiersel bymekaar kom. Onmiddellik is daar lewe. Maar daai kind is nog nie gebore nie. Daar is nog 'n proses wat moet plaasvind vir daai kind om gebore te word. En as daai kind gebore is, maar hy haal nie asem nie, dan lewe daai kind nie. So daar's 'n proses van goed wat moet gebeur. En so met wedergeboorte is daar ook 'n proses. Nou daar is primêrlik sien jy in die skrif, daar is 'n volgorde van bekering, van geloof, van doop en dan invulling met die Heilige Gees. Dit is wat ons sien deur die skrif, maar hierso is dit nie daai proses wat so volg nie. Nou jy kan nie 'n fisiese geboorte andersom probeer doen nie. Dit werk nie. Maar geestelik kon God dit laat gebeur dat hierdie mense eers gevul word met die Heilige Gees voordat hulle gedoop is. Maar daar is nog dit vat nie weg van die stappe wat moes gebeur het nie. Petrus het nie nou in daai oomblik gesê, maar hulle het die Heilige Gees ontvang, doop is nie nodig nie. Hy het gesê, wat weerhou ons om hulle te doop? Niks nie. Kom ons laat hulle doop. My vraag aan jou is, wie dink jy het alles om ons gemaak? Glo jy werklik dat dit God is? Dan is my vraag, glo jy werklik dat God 'n goeie Vader is? Ek en jy verstaan nie altyd alles nie. Maar kan jy God vertrou dat hy werklik vir jou omgee? Vir 'n pa, vir 'n kind om sy pa te vertrou, sy ouers te vertrou, kom dit amper natuurlik van kleins af.
Maar as jy iets doen om daai vertroue te verbreek, dan is dit baie moeilik om daai vertroue weer op te bou. My en jou werk as ouer is om dat ons kinders ons kan vertrou en weet dat ons geloofwaardig is, sodat dit makliker vir hulle is eendag as hulle 'n verhouding begin met God, dat hulle nie hoef te twyfel, is God goed nie, gee God om vir my nie, maar dat hulle kan weet God is 'n goeie Vader en hy gee om vir hulle. Ek wil net met julle 'n storie deel van 'n man wat sy seun ‘n man wat sy dogter oor moes gee na 'n seun wat met haar wou trou. En die seun kom na die pa toe en vra hom toestemming, mag ek met jou dogter trou? Nou, wie van julle dink dit is goed as 'n seun bereid is om te kom om te vra om met jou dogter te trou? Ek verseker. Maar dit moenie uit religion uitkom, of tradisie, of enige so iets nie. Dit moet kom uit verhouding uit. Dat die dogter wil hê, my pa moet hierdie man goedkeur. En as jy jou verhouding reg het met jou dogter, en jy maak haar reg groot, gaan sy jou opinie hoog ag. En sy gaan dit nie minag, as jy dalk nee sê vir dit nie. Nou, die goeie ding was, die pa het ja gesê vir die seun. Maar die seun gaan toe terug na sy verloofde en hy vra vir haar, wat sou jy gedoen het as jou pa nee gesê? En sy sê, ek sou baie hartseer gewees het. Ek sou snot en trane gehuil het. Maar ek sou nie deur kon gaan met hierdie verloving nie. En hy vra, hoekom nie? Hy sê, sy sê toe, want ek vertrou my pa genoeg, dat hy dalk iets sien wat ek nie nou kan sien nie. Al maak dit my hoeseer, vertrou ek dat my pa my beste wense op sy hart het. En ek gaan nie deur kan gaan met hierdie verloving nie. Vertrou ek en jy God soveel, dat as hy sê, moenie dit doen nie, dat ons dit nie probeer uitredeneer, of probeer sin maak daarvan nie, maar om te sê, u wee is bo my wee. En ek vertrou u, dat u 'n goeie Vader is, wat omgee vir my. Kan jy God vertrou, as hy vir jou iets sê verkeerd is om te doen, en dit nie te doen nie, al skree die wêreld, dit is oukei om te doen. Sal jy God vertrou, en sy woord gehoorsaam? Nadat Petrus hier gedeel het met hierdie mans, en hulle is gedoop, Kornelius, hy en sy gesin is gedoop, gaan Petrus weer terug na Jerusalem toe. Nou ek wil net hê ons moet hierdie laaste gedeelte lees, en dit sluit dan hierdie gedeelte af, van hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 18. En die apostels en die broeders wat in Judea was, het gehoor dat die heidene ook die woord van God aangeneem het. En toe Petrus opgaan na Jerusalem, het die wat uit die besnydenis was, met hom getwis en gesê, by onbesnede manne het jy in die huis gegaan en saam met hulle geëet. En Petrus het begin en vir hulle die loop van die saak uiteengesit en gesê, ek was in die stad Joppe, in die gebed en in 'n verrukking van sinne het ek 'n gesig gesien. 'n Voorwerp het uit die hemel neergedaal, soos 'n groot laken, wat aan die 4 hoeke uit die hemel neergelaat word. En dit het by my gekom. En toe ek die oë daarop hou en dit waarneem, sien ek die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en die kruipende diere en die voëls van die hemel. En ek hoor 'n stem vir my sê, staan op Petrus, slag en eet. Maar ek antwoord, nooit nie Here, want niks onheils of onreins het ooit in my mond ingegaan nie. En die stem het die tweede keer my uit die hemel geantwoord, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur, en alles is weer opgetrek in die hemel. En dadelik staan daar 3 manne voor die huis, waar ek in was, wat van Caesarea na my gestuur was. En die Gees het vir my gesê, dat ek saam met hulle moes gaan, sonder om te twyfel. En saam met my het ook hierdie 6 broeders gegaan, en ons het in die huis van die man ingegaan, en hy het ons vertel hoe die engel in sy huis sien staan het, en vir hom sê, stuur manne na Joppe, en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy sal woorde tot jou spreek, waardeur jy en jou hele gesin gered sal word. En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin.
En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Is dit nie mooi om te sien hoe mense wat teen Petrus was, teen wat hy gedoen het, dit hoor en hulle sê, okay, ons hoor, ons sal luister. En dan kom ons in lyn met die wil van God. Dis interessant dat net 'n hoofstuk vroeër lees ons van wat gebeur het en dis asof Lukas wat Handelinge geskryf het, hierdie gedeelte amper presies weer herhaal, net 'n bietjie opgesom. Nou, wie van julle weet dat repetisie een van die beste maniere van leer is, om iets oor en oor te doen? Dis goed om iets goeds oor en oor te doen. Maar as jy iets slegs oor en oor doen, dan leer jy ook 'n slegte gewoonte aan, wat dan 'n gewoonte word in jou lewe. Nou hierdie gedeelte wat herhaal, wys vir ons die belangrikheid van die uitlê van hoe dinge moes gebeur en dat die redding gekom het vir almal wie in Jesus glo, nie net vir die Jode nie. Petrus sien hierdie visioen. Hy verstaan dit nie, maar hy kies om gehoorsaam te wees aan die leiding van die Heilige Gees. Al gaan dit teen wat hy geleer is as 'n kind. Ek en jy moet versigtig wees dat gewoontes en dit wat ons dink reg of verkeerd is, nie teen die woord gaan en dan sê ons, nee, dis hoe ek groot gemaak is en dis hoe dit nou gaan wees nie. Ons moet kies om ons lewens te rig volgens die woord. Jy kan sien dat hierdie ontmoeting 'n bonatuurlike ontmoeting was. Daar was nie Facebook of Google of iets wat jy iemand kon opsoek, wie's die leier van die kerk en hy kon 'n storie opmaak nie. Nee, jy kan duidelik sien dat hierdie ontmoeting was wat God voorgestel het en dat dit die plan was van die Here vir redding. As ons kyk na waterdoop en ons kyk na die doping met die Heilige Gees, dan sien ek dat die een is 'n keuse wat jy maak om jou lewe neer te lê en te sê, Here, ek volg nou U. En die ander ene is 'n keuse wat Jesus maak om sy krag oor jou uit te stort. En ek sien dat albei moet gebeur. Ek kan nie in 'n verhouding met my vrou wees as sy nie in 'n verhouding met my wil wees nie. Daai gaan nie werk nie. Albei van ons moet sê, ons wil in verhouding met mekaar wees. Dieselfde met jou verhouding met God. Jy kan nie sê, ek wil in verhouding wees, maar God wil nie in verhouding wees met jou nie. Nou, ons kan in die skrif sien dat hy in verhouding wil wees met jou, so ons hoef nie daaroor te betwyfel nie. Maar as jy nie daai stap wil vat, om jou lewe neer te lê en te sê, ek wil hom volg en dien met my lewe nie, dan gaan hy jou nie dwing en sê, nee, jy het nie 'n keuse nie, kom, jy's deel nie. Hy gaan jou los, tot die dag wat jy kies om hom te gehoorsaam of nie. Ek wil net hierdie gedeelte in vers 17 weer vir ons lees. As God dan hulle dieselfde gawe gegee het, soos ons, aan wie die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dat ek God kon verhinder? Petrus het besef, hy moet in lyn kom met dit wat God wil doen. Wie is ek en jy as mens om in die pad van die Here te probeer staan en hardnekkig te wil wees in die plan wat die Here dalk vir jou het? Die Here roep elkeen van ons. Hy roep jou dalk uit 'n lewe wat nie gesond is nie. Of hy roep jou dalk na 'n plek wat hy wil verdiep in sy verhouding met jou. Hy roep jou dalk uit 'n plek van gemak uit, in 'n plek van die onbekende in, maar waar jy net jou vertroue en geloof in hom kan sit. Hy roep jou dalk om gehoorsaam te wees en hom te volg. My vraag aan jou is, gaan jy luister as hy jou roep?
Gaan jy toelaat dat wie God is, sy karakter, jou gaan lei en nie toelaat dat vrees jou stil laat staan in 'n plek waar jy nie moet wees nie? Sal jy toelaat dat die Here jou lei in die weg wat hy vir elkeen van julle beplan het om te stap? Ek en jy moet versigtig wees om nie in die pad te staan van die plan wat die Here vir ons het en ons vertraag daai plan, want hy gaan dit nie op ons afdwing nie. Hy gaan wag totdat jy reg is om daai pad saam met hom te wil stap. Hy nooi ons elke dag uit en sê, stap saam met my, kom saam. Maar gaan ek en jy daai stap van geloof vat in die onbekende in en sê, Here, okay, ek vertrou wie U is. Ek is bereid om hierdie pad te stap. Ek wil afsluit met hierdie. God is nie 'n aannemer van mense nie. Nader God en hy sal jou nader. Wedergeboorte is 'n proses wat plaasvind uit 'n opregte hart. Dit moet kom uit 'n hart wat besef, jy het redder nodig. As ons kultuur of die manier hoe ons groot geword het, dalk ons sekere goed laat doen wat ons dink reg is, maar dit is nie reg nie. Is jy bereid dat God jou rigting verander en dat jy dit wat jy dink goed is of oukei is, maar wat God duidelik sê nie reg is nie, is jy bereid om dit te los en te sê, Here, okay, ek vertrou U. Al is dit dalk lekker vir die vlees, maar ek sal my fokus eerder op U sit, want ek wil U dien in gees en in waarheid. Wat roep die Here jou vanaf uit? Of wat roep hy jou dalk na toe? Sal jy hom gehoorsaam? En nie nou in die oomblik wat jy hierso sit, hoor, maar as ons hier opstaan en uitstap, het jy vergeet nie. Ek bid dat die Heilige Gees julle elkeen kom herinner en sê, ek het 'n plan vir jou. Stap in die doel en die plan wat ek vir jou het in. Onthou altyd dat die Heilige Gees nooit vir jou iets gaan sê om te doen wat teenstrydig is met die woord nie. As jy iets beleef en jy wonder, is dit van die Here af, is dit wat ek moet doen? Gaan deursoek die woord. Praat met ander Christene en vra hulle, is dit wat die Here sê? Is dit in lyn met die woord van die Here of nie? Want in wise counsel there is wisdom. Ons kort almal van ons wysheid. Ek wil nie net 'n besluit op my eie neem nie. Ek gaan bid daaroor, ek gaan vra die Here en ek gaan vra ander mense wie se raad ek vertrou om saam te bid en vir my te sê, is ek besig om in die regte rigting te beweeg of nie?